Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens, en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. En die wat laasweekie was, sal die reaksie onthou. Onthou die reaksie, kom ons lees dit saam. Maak vas, julle swaarde. Dis die eerste woord wat Dawid sê. Maak vas, strap vas. Okay, ons gaan op 'n rocky road. Beveel Dawid, terwyl hy sy eie swaard vaspind. Ongeveer 400 mans het saam met Dawid gegaan en 200 het agtergebly om hulle besittings op te pas nie. Hierdie is 'n reaksie van epidermiese proporsies. Dit is absolute overkill gewees, nie. Overkill. Dis 'n blood bath in the making, nee. Dis 'n bloedbad wat gewag het om te gebeur. So Dawid en die 400 man saal op, hulle maak hulle swaarde vas. Jy onthou, hy het Goliat se swaard, die bronswaard, maak hulle vas en daar gaan hulle op pad Karmel toe. Hulle gaan 'n besoekie aflê aan Nabal en dis ons die storie laasweek gestop het. Hy's uit balans uit, hy's kwaad vir Saul, hy kan Saul nie terugkry nie want Saul is die koning van die land. Hy's kwaad vir Nabal, hy wil kompenseer en hy gaan sommer die yster en die sinkreël gelyktydig toepas. Kom ons stel die storie daarop. 1 Samuel 25 vers 14 tel ons die storie op. Hy sê daar, intussen, is dit nie wonderlik die intussens in ons lewe nie, nee. Intussen, het een van Nabal se veewagters na Abigail gegaan en vir haar vertel. Dawid het die manne uit die woestyn gestuur om ons meester te groet, maar hy het hulle beledig. Tog was Dawid se manskappe baie goed vir ons gewees. Hier is een van die mense wat daar in die veld was. Hy het Dawid in aksie gesien. Hy het gesien hoe goed is Dawid. Tog was sy manskappe baie goed vir ons. Die hele tyd dat hulle by ons in die veld rondgetrek het, het hulle ons nooit skade berokken nie en is niks van ons gesteel nie. So het ons nie seer gemaak nie en ons goed gesteel nie. Hulle het niks van die aard gedoen nie. Trouwens, hulle was dag en nag soos 'n muur van beskerming om ons en die skape. Nou moet hy asseblief vinnig 'n plan maak, want hy sal sekerlik ons meester en sy hele familie daarvoor straf. It's payback time, baby. Hulle het dit geweet, hulle het vir meester geken. Ons meester is so opvleend, dat niemand eers met hom daaroor kan praat nie. Ken jy sulke mense? Dis soos om 'n ticking time bomb mee te werk. Jy kan nie daai mense, hulle is so opvleend, nee. So hierdie diensknegt van Nabal, hy hardloop vooruit. Jy weet, hy hoor, hier kom die 400 mans, hy hoor Dawid is op pad, hy hardloop vooruit, hy hardloop na Abigail toe. Hy sê vir Abigail, weet jy wat, ek moet vir jou iets sê, jy was nie gewees toe dit gebeur het nie, maar kom ek vertel vir jou wat gebeur het. Dawid het 10 mans gestuur en gevra, kan hulle asseblief 'n beloning kry, ons het nou 'n fees, dit is nou oorvloed, kan hy 'n beloningkie kry, en kan hulle asseblief gebless word deur Nabal, en Nabal het hom afgejak en sleg gesê en teruggestuur. En ek dink Abigail het daar gestaan en gesê, het hy dit alweer gedoen. Jy weet, Abigail het vir Nabal geken. Sy het vir meester geken. En die diensknegt het die baas geken. Almal het geweet hoe is die baas. En ek dink in die laaste sin het hy dalk aan haar oorgefluister en vir haar gesê, en jy weet hoe is meester. Jy weet hoe opvleend is hy. Niemand kan met hom praat nie. Okay? Hy's beyond redemption. So, weet jy wat, jy moet asseblief 'n plan maak. En hierdie einste scenario speel elke week in jou eie huis af, of elke nou en dan seker ten minste. Die kinders maak droog. Papa word van balans afgegooi. Okay, papa wil kompenseer, en voor papa by die huis kom en nie daarvan weet nie, kom die kinders by mamma en sê, mamma, jy moet asseblief help. Okay, jy ken vir pa. Jy weet met wie jy getroud is. As hy kompenseer, ons almal gaan gestraf word. Dis nagnella in hierdie huis. En hulle soos, okay, dis gewoonlik doen jou ma iets en sy tree in en sy begin of soft soap, nee. En dis wat daar plaas. En nou wat doen Abigail? Sy hoor hierdie en sy sê, ag nee, dit nou alweer gedoen. Okay, woord sê vir ons, sy het vinnig 'n plan gemaak, nee. So kom ons gaan na die volgende ding toe. Hy sê Abigail het dadelik 200 brode bymekaar gekry. Dames, imagine hierdie. Sy het vandag checkers toe gejaag en gesê, haal hy kredietkaart van jou pa uit, ons swipe nou nie.
200 brode bymekaar gekry, ook 2 kruike wyn. Okay, kom ons kry wyn. Iemand, jy hardloop so lank tops toe, asseblief, kry so lank vir ons daar. Het sal ook van die kinders gesê, 5 gaargemaakte skape. Nou, dit was 'n party gewees, dit was 'n groot fees, so ek dink sy het klaar die skape gehad. So 5 gaargemaakte skape, 5 houers gebraaide koring, 100 trosse rosientjies en 200 vye koeke. Sy het dit op donkies laat laai. Wat so amazing is hierso, is hierdie woord wat sê, en dadelik het Abigail 'n plan gemaak. Sy het nie gras onder haar voete laat groei nie. Weet jy wat gebeur met mislike mense? Jy moenie gras onder jou voete laat groei nie. Moenie wag tot hulle na jou toe kom nie. Moenie wag tot hulle eendag bykom of hulle eendag jammer sê of hulle eendag besef hulle is verkeerd nie. Dadelik moet jy 'n plan maak. Dadelik moet jy optree. Dadelik moet jy intervene. Sy het dadelik 'n plan gemaak. En wat vir my so interessant is van hierdie hele gedeelte, is sy besluit, wat ek gaan doen, is ek gaan al hierdie goeders bymekaar kry, 200 brode, 200 vye koeke, dis omtrent 36 liter wyn, wat sy bymekaar gemaak het, die 100 trosse rosientjies, 5 skape, die bakke met koring, en sy kry 'n groep donkies, 'n hele trop donkies, en sy laat in hulle ry staan, sy bind hulle aan mekaar vas, en dit was die eerste mealtrein gewees, okay, dis waar dit begin het. Die mealtrein het begin by Abigail. En dit kan ook wees Mr. D, die eerste Mr. D. Mr. Donkey, okay? So, sy het Mr. Donkey daar in die gang gekry, sy laai die kossies op, en wat sê sy vir hulle? Sy sê vir hulle, as jy verder lees daar, sy sê, en sy het vir haar slawe gesê, gaan vooruit, en ek sal agterna kom. Aan haar man, hoeveel dames ken hierdie scenario? Enige mamas hier, enige vrouens? Aan haar man het sy egter absoluut niks hiervan gesê nie. Nabal moet als eet, maar nie als weet nie. Ek is baie jammer. Ja, ek weet julle vrouens sê dit, nie? So sy soos, okay, pak die mealtrein, pak Mr. D, stuur hulle vooruit. Okay, ons moet dadelik optree, go. Ek gaan net gou-gou fondasie opsit in my lippies en dan kom ek. Okay. Meanwhile, back at the ranch, is Dawid en sy 400 man sterk op pad deur berge en in dale en oral is my God en nou nie daar nie, maar daar gaan hulle deur die valleie en hulle is sterk op pad om na Nabal toe te gaan. So wat hierdie 400 ouens doen saam met Dawid is hulle is besig om hulle self op te psych vir battle. Soos in die locker room. Julle weet, net voor 'n span speel, psych op, ons sit oorfone in, sing saam, we are the champions. Verstaan? Hulle cycle op en Dawid sit daar en hy's besig om te ry en hy's besig om te brom en te mompel en hy sê ja, jy weet, en hy's besig om stoom op te bou vir die fight en soos ek laasweek gesê het, hy's besig om homself te regverdig. Want hy's nie 100% seker dat dit wat hy besig is om te doen, die regte ding is om te doen nie. So hy bou stoom op, hy's besig om homself te justify, ja man, ek was nice met hom, ek het hom gehelp, ek het sy, as gevolg van my dat hy sy skape kan tel nie, en dis wat hy aan my doen. Ek kan net die yster reël toepas hierso, nee, so hy regverdig homself. En dan soos hulle deur 'n bergkloof van die berg afkom, beweeg hulle in hierdie oop vlakte in, sê die woord van die Here vir ons. En toe hy in hierdie oop vlakte inbeweeg, toe sien hy hierdie ongelooflike prentjie wat hy nooit in sy lewe verwag het nie. Wat sien Dawid? Toe hy deur daai bergkloof gaan en skielik maak die aarde so oop voor hom, die vlakte, sien hy 'n beeldskone vrou wat daar staan met 'n trop donkies en 'n hele mealtrein, 'n hele 5-gang maaltyd in die middel van die woestyn. Ek meen, wie sou ooit kon dink dat daar so iets gaan wees? Ek dink Dawid het definitief nie dit verwag nie, nee. Hy het in sy wildste drome gedink nie en dadelik verander sy moed. Toe hy hierdie storie sien wat hier in die woestyn aan die gang is. Het dit al ooit met jou gebeur? Het jy dit al ervaar? Jy het hierdie speech in jou kop reg, nee. Jy het jou speech in jou kop rehears wat jy vir die mislike mens in die mislike situasie gaan sê. Jy het die skrip rehears in jou kop en jy maak jouself reg, nee, die hare gaan nou waai. En jy kom deur daai bergvallei, nee, jy kom deur daai bergkloof. Jy kom deur daai kantoordeure ingestap. Jy kom by daai huis ingestap. Jy kom by jou vrou ingestap. Jy kom by jou baas en jy vat jou telefoon en jy druk call. Jy het hom rehears, jy's reg, nee. En wat doen daai mense? Skielik is hulle so nice met jou. Hulle is so vriendelik met jou. Hulle sê selfs vir jou jammer, hulle is so mak soos 'n lammetjie. En wat gebeur in jou? Jy tone down. Okay, jou houding verander heeltemal. Jou hele manier hoe jy optree verander, nee. Skielik is jou hele mood anders. En ek ag nee, maar nou krap jy my hele plan deur mekaar. Kom as jy nou so nice met my, ek het my hele speech rehears.
Ek het alles in my kop reg gehad om jou te go, nee. En dis presies wat Dawid was. Hy's reg, hy's round up, hy's reg aan die bloed spat, hy's reg vir oorlog, hy's reg om te fight, nee. En hy kom deur die bergkloof en deur die vlakte ingery. En hier is hierdie scenario. Jy sien die kos, jy sien die vrou en dit reoneer net totaal sy oomblik. Dit reoneer sy hele mood, nee. En dis amazing, hier tussen niks en nêrens. Ek en Melindrie was so ruk terug een keer in die Kaap gewees vir 'n huweliksherdenking en ons besluit op die dag, kom ons gaan Paternoster toe, Weskus. En ons kom Paternoster en ons was nou oor middagete daar. Ons dink by onsself, laat ons nou maar gou kyk vir 'n restaurant, 'n Wimpy of 'n McDonald's. Jy weet in Paternoster. Toe sien ek net Paternoster. Dit's nie 'n Wimpy of 'n McDonald's nie. Hulle het baie eksklusiewe plekke. En nou ry ek daar deur is so platterige, dis is weird plek. En ons ry daar deur, as iemand is wat kyk in Paternoster, ek love julle dorp, dit is net 'n experience wat nie lekker gewerk het nie. En ek sien 'n bordjie restaurant. En ek sê vir hulle, hier's 'n restaurant, maar jy kan hom nie sien nie. Al wat jy sien is die randjie so. En daar so 'n houtdek wat so deur die fynbos kronkel en dan ek sê vir okay, wag jy in die kar. Ek gaan net gehoor as hulle oop. En ek vat die pad en ek stap daar deur, ek hoor Guy Korsten, Minshaw, laat my deur die heide wandel. En ek kom eventueel by die plek uit. En toe ek daar instap, toe sien ek, wow, hier is nie 'n Steers vibe nie. Kyk, hier is 'n ander tipe restaurant. En ek kom daar en ek sê, goeiemiddag. Die ou sê, middag. Hy kyk my so op en af, my plakkies, my kortbroek en my t-shirt. Ek sê, is dit 'n restaurant? Hy sê, inderdaad. Ek sê, okay, kan ons kom eet? Hy sê vir my, ja, ongelukkig werk dit in sekere sessies, en dit werk met pre-booking, sê hy vir my. Ek sê, okay, wanneer is julle volgende booking? Kan ek by volgende? En hy sê, ja, maar ons het 'n kleredragkode, sê hy vir my. Ek sê, okay, het julle dalk 'n menu vir my? Hy sê, nee, ons het nie, maar jy kan net hierso kyk na al ons ervarings wat ons bied, ons koservarings. En ek sê, okay, klap my plakkie, staan ek daar. En ek sê, dis meestal in Frans, so as Charles de Gaulle is, kry, dan gaan hy dit kan lees, ons ander Suid-Afrikaners gaan nie. Maar anyway, en ek staan dan, as een van die menus waar dan niks pryse is nie. Jy weet daai, soos, en ek het te veel selfrespek om te vra, hoeveel kos dit? Die horste oevrus, hoeveel kos dit? En ek is soos, ja, ons is so 'n bietjie laat, so, weet jy wat? Ons gaan dit nie doen nie. En ek kon sien hoe verlig hy is. Hy sê, okay, nee, maar sterkte hoor. Ek sê vir my vrou, kom, ons lank pad terug, nee. Ons sal in McDonald's gaan soek. Ons is meer McDonald's mense. Ons is nie regtig vir die tipe mense nie. Maar ek onthou hierdie ongelooflike lissel wat hier in die middel van niks en nêrens is. Dis amper soos Jan daar in Swaal in die Noord-Kaap, hierdie amazing mirage tussen niks en nêrens. Kom Dawid en is hierdie amazing vrou met hierdie kos wat in die middel van die woestyn staan. En hy kan net nie kwaad bly vir dit wat besig is om hier voor hom te gebeur nie. Wat gebeur volgende? Volgende vers. Ja, hy buig laag voor hom neer. En hierdie is vir my so profound. Kyk hoe hanteer Abigail 'n moeilike mens. En sy het baie ervaring met Nabal al gehad, maar kyk hoe doen sy dit hierdie nê. Sy klim van die donkie af en sy buig laag voor hom. Wat doen sy daarso? Sy hanteer Dawid soos die persoon wat hy nog nie is nie. Ja, Dawid is dalk gesalf as koning baie jare terug, maar hy was nog nie amptelik die koning van Israel gewees nie. Wat doen sy? Sy buig voor hom, jy buig net voor 'n koning. En sy kom en sy buig voor Dawid, sy hanteer Dawid soos asof hy 'n koning is. Sy hanteer Dawid nie volgens die man wie hy op daai oomblik is nie, 'n bloeddorstige, wraakdraande ou nie. Sy hanteer hom op grond van wie hy potensieel kan wees, die man wie hy kan wees. Dames, julle moet notas vat hierso. Okay, julle moet by Tannie Abigail kom leer, nee. Jy kan hierdie met jou man traai, dit gaan werk. Dames, dit gaan werk. En selfs al weet jou man vandag hiervan, selfs al weet hy dit gaan 100% werk met hom. Liefie, weet jy wat? Jy is so geduldig met die kinders. Regtig. Ja, jy is so geduldig met die kinders. Jy sien die man wie hy kan wees. Liefie, weet jy wat? Jy is so goeie beplanner en so proaktief. Regtig. Ja, man, ek weet jy het nou al iets beplan vir Moedersdag volgende naweek. Ek weet dit gaan fantasties wees. O, ja, nee,
gaan next level wees. Dit gaan regtig amazing wees. So profound. Sy hanteer die moeilike mens nie wie hy is in daai oomblik nie. Sy hanteer hom op grond van wie hy kan wees potensieel en wie die Here hom gemaak het om te wees. Volgende gedeelte. En dan sien ons sy het diep gebuig voor hom en gesê: "Verskoon tog die onreg, meneer. Mag ek vertroulik met u praat? Luister tog asseblief na my woorde." Sy buig voor hom. Sien jy haar posture? Sy kom in 'n posture van humility na hom toe, 'n posture van nederigheid. Ons sien daarso sy vra vir hom: "Kan ek met jou praat? Kan ek jou in my vertroue neem hierso?" Sy kom met hom na hom toe en jy kan sommer sien sy's 'n wyse vrou, sy's 'n slim vrou soos die Bybel hierso sê. Sy het diep gebuig en sy sê: "Kan ek met u praat? Luister tog na my woorde." Volgende vers. Meneer moet hom tog nie steur aan daai verkeerde mens, aan Nabal nie. Want hy is net so sy naam. Sy naam beteken dwaas en dwaas is hy. Vra nou maar vir my en vir almal wat vir hom werk. Dwaas is hy. Dis presies wie hy is. Maar ek het nie die manne van meneer, vir wie meneer gestuur het, gesien nie. Hierdie is vir my so powerful, sy buig diep voor hom neer. En soos ek vir jou sê, hier sien jy regtig hoe slim hierdie Abigail is nie. Sy gebruik elke skill in die boek. Haar body language, haar kommunikasie skills, haar posture wat sy gebruik, haar stemtoon, haar hele houding, alles wat sy gebruik kan jy sien is gekeer om hierdie situasie te beredder, om hierdie crucial conversation wat sy met Dawid het, om dit reg te laat verloop. Hoekom? Daar is soveel op die spel. Haar hele huishouding gaan uitgewis word as sy hierdie nie reg kry nie. Haar hele lewe gaan derail as sy hierdie nie reg kry nie. Onthou, 'n vrou wie se man doodgemaak is destyds, of 'n vrou wie se man dood is, en die manlike seuns en so aan wat Dawid sê hy wil doodmaak, so 'n vrou het geen inkome nie. Sy's lost. Sy kan nie besigheid doen nie. Sy kan amper nie oorleef nie. So sy het geweet alles is at stake hierso. En sy hanteer hom op so 'n manier en sy buig laag voor hom neer. En wat sy basies vir Dawid sê is: Dawid, jy's nie verkeerd nie. Nabal is 'n dwaas. Weet jy wat, Dawid, jy is nie verkeerd nie. Ek sou ook kwaad gewees het as ek jy was. Weet jy, jy's geregverdig daarin om kwaad te wees. Jy's geregverdig daarin om vies te wees. I get it. Dis 100% reg so. Maar Dawid dink net bietjie verder en weet net dat dis nie my hart gewees nie. As ek hier was toe jy 10 mense gestuur het, sou ek vir Nabal beïnvloed het. En ek sal hom probeer guide het, my beste shot gegee dat hy vir jou daarom ten minste ietsie gee. So Dawid, dis nie my hart nie, dis ook nie enige een van die ander mense wat hier werk se hart nie. Dis Nabal se hart, dis wie hy is. En I get it, ek verstaan jy's kwaad, ek verstaan jy's ongelukkig. Ek weet van die ding met Saul, ek weet wat in jou lewe aangaan en dat jy in 'n goeie plek is nie. Sien julle die awareness wat sy hier, die EQ wat sy hierso het in die situasie, nê? Sy sê vir hom, dis nie ons skuld nie. In Samuel 26, is 25 vers 26. Dan gaan sy verder, sy sê: meneer, so seker as die Here leef, en so seker as wat u self leef, dit is die Here wat gekeer het, dat u bloed vergiet, en die reg in die eie hande neem. Mag dit met u vyande gaan, soos dit met Nabal sal gaan, en met almal wat u ondergang soek. Sy sê vir Dawid hierso: Dawid, ek weet nie of jy dit besef het nie, maar hierdie is divine intervention. Die Here het hierso ingetree. Die Here het gekeer dat jy nie onskuldige mense doodgemaak het vandag nie. En Dawid is really, die Here het geïntervene. Want sien julle wat se state of mind Dawid hier was? Dawid het nie eers 'n geestelike verwysingsraamwerk hierso nie. Dawid het geen geestelike prentjie eers hierso nie. Ek meen, Dawid ken die Here. Dis die ou wat geskryf het, die Here is my herder. Kyk, dis dieselfde ou. Hy ken die Here, maar hy het glad nie die moeilike persoon eers vanuit God se perspektief, vanuit God se bril gesien nie. Hoekom nie? Want hy het dit gesien deur sy eie vleeslikheid. Hy het dit gesien deur sy eie bril, sy woede en sy emosies en sy kwaad en sy ego wat aangetast is. Hy het nie eens aan die Here gedink nie. Nie eens aan iets gedink rondom hoe wil God hê moet ek hierdie situasie hanteer nie. En ek het gevind met moeilike mense doen ons presies dieselfde as Dawid. Ons word so gedryf deur ons emosies en ons gevoelens en ons word so gedryf deur ons ego wat seer gekry het en om reg te wees en 'n punt te bewys en mense te straf. Dat ons vergeet dat die Here het 'n sekere modus operandi wat hy vir ons gee wanneer ons te doen het met mislike mense. Dat God sê, jy mag kwaad word, maar jy mag nie sonde doen as jy kwaad word nie. Moenie sonde doen nie. Dat die Here sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Dat die Here sê, aan my kom toe die wraak.
Moenie jouself die reg toe eien om self raak te gaan neem en self te gaan payback time nie. God is duidelik hoe dit is, maar as jy kwaad is en emosioneel is en dit gaan oor jou ego, dan doen jy wat Dawid gedoen het. Maar dankie Here dat Abigail was ingestem gewees op God se stem. Sy het vanuit God se perspektief van die ding gekyk en sy sê, Dawid, moet ek vandag vir jou sê, dat die Here het ingetree hierso. Die Here is die een wat jou gekeer het om hierdie te doen en hy het nie eers daaraan gedink nie. En wat sy weer hierso doen is, sy gee weer vir hom daai reputasie om volgens te lewe. Sy sien hom nie vir wie hy is in daai oomblikie, sy sien hom vir wie hy kan wees. Sy sê eintlik by implikasie vir hom, Dawid, jy's nie die tipe persoon wat sommer reg in jou eie hande neem en jouself vergeld deur onskuldige mense dood te maak nie. Ek weet jy's nie daai tipe persoon nie, Dawid. En dan gee Abigail vir hom krediet daarvoor dat hy beter is as wat hy self op die punt was om te wees daai tyd. Weereens, sy sê ek weet wie jy nou is eintlik nie wie jy is nie. Dit is eintlik nie God se plan vir jou lewe en ek weet dis eintlik nie wat God wil hê vir die situasie nie. Maar ek verstaan dat jy daar is. Vers 27. Dan sê sy vir hom: "Hier is 'n geskenk wat ek vir u gebring het. U kan dit vir u manskappe gee wat saam met u is." En sy gee vir hom hierdie 5-gang maaltyd daarso en sy sê hierso is hierdie geskenk en weer eens sy gooi net die hele tyd water op die vuur. Sy tou net die hele tyd hierdie situasie down. Want ek meen, hoe regverdig jy moord en doodslag as die mense vir jou gee wat jy voorgekom het om te steel en voor dood te maak? Ek meen, as 'n inbreker wil jy wil inbreek en hy wil jou Fortuner steel en jy sit die Fortuner vir hom aan, maak hom vol petrol en laat hom idle, hoe maak die ou jou dood? Dan kan jy sê, okay, thanks. Weet, hoe gaan jy nou, jy maak die mense dood? Ek gee nou vir jou wat jy voorgekom het om voor dood te maak. Hierso, take it. Dis wat Abigail in hierdie situasie doen. Dan vers 28 is so powerful. Dan sê sy vir Dawid hierdie woorde, sy sê, vergewe my asseblief as ek jy aanstoot geneem het. As ek op jou 20 getrap het, as ek ietsie gesê het wat ek nie moes sê nie, vergewe my asseblief daarvoor. Die Here sal u sekerlik beloon met 'n bestendige koningshuis. Luister julle, sê Abigail vir Dawid wat gesalf is as die toekomstige koning. Hy is veronderstel om hierdie te weet. Die Here sal jou beloon met 'n bestendige koningshuis, want u veg die Here se oorlog sonder om iets verkeerd te doen. Onthou jy Dawid, jy veg mos die Here se oorlog. Onthou jy Dawid, jy doen mos wat reg is in die oë van die Here. Onthou jy Dawid, jy's mos 'n man na God se hart. Dit is mos nie hoe ons werk nie, dis mos nie waarvoor jy geroep is nie. Wat sê sy vir hom hierso? Sy sê vir hom by implikasie, eerstens, Dawid, die Here het jou geroep om te veg vir sy eer, nie vir jou eie eer nie. Nie vir jou eie eer nie. Dit is wat Saul gedoen het en dis hoekom die Here hom remove van leadership van hierdie land. Jy veg vir God, nie vir jou eie eer nie. En terwyl jy dit doen, terwyl jy gehoorsaam is aan die Here, terwyl jy hierdie ding hanteer soos die Here sê moet hanteer, terwyl jy hierdie hele situasie hanteer soos God wil hê jy moet dit hanteer, nie reg in eie hande neem nie, nie verkeerd doen nie, dan wil ek vir jou sê, die Here sal jou help. Die Here sal jou beskerm en die Here sal jou beloon. En dan gaan sy verder en tweedens sê sy van, weet jy Dawid, die Here se beloning is baie groter. Is baie groter as hierdie tydelike beloning wat jy vir jouself wil toeëien deur wraak te neem en turf wars met Nabal te hê. Om 'n klomp skapies en goed te kry as beloning uit hierdie ding uit, match nie teen dit wat die Here vir jou wil gee nie, Dawid. Wat wil die Here vir jou gee? Die Here wil vir jou koningshuis gee. Die Here wil vir jou heerskappy en mag gee. Die Here wil jou verhef en elevate. Die Here wil jou 'n legacy gee, dinastie. Dit is wat God vir jou wil gee. Moenie settle die reg in eie hande te neem en hierdie mislike mense en omstandighede op 'n ungodly manier te hanteer en God haal ook sy hand van die situasie af nie. Doen it God's way en dan sal die Here jou beloon en sy beloning is baie beter as wat jy ooit sal dink. En dan sê sy in vers 29, selfs wanneer iemand u agtervolg om u dood te maak, mag u lewe dan veilig wees in die bewaring van die Here u God. Maar mag hy die lewens van u vyande weggooi soos klippe uit 'n slingervel. En hierdie is my so profound. Hierdie eerste gedeelte waarvan sy praat hierso is 'n Joodse beeldspraak wat sy hierso gebruik. Die Jode het so beeldsprake metafoor gehad van jy beskerm iemand deur hulle te vat en in die binnesakkie van jou handsak of die binnesakkie van jou beursie te sit. Dames, julle weet mos jou handsak het so binnesakkie.
Jou beersie het ook so binnesakkie waar die klein gat is. So die Jode het hierdie sê ding gehad, ek sal jou beskerm en ek sal jou help deur jou in die binnesak van my handsak te sit of die binnesak van my beersie te sit. Dis 'n uitdrukking wat hulle daai tyd geken het. So gebruik hierdie mooi idiomatiese taal ook. En sy sê vir hom hierdie woorde. Sy sê, dit is wat ek bid in jou lewe met jou sal gebeur. Sy sê, Dawid, as jy die Here se battles bly fight, in plaas van jou eie battles, as jy aanhou doen wat reg is in die Here se oë, in plaas van dit wat reg is in jou oë, as jy aanhou om die hart van God te soek, in plaas van om jou hartsbegeertes te soek, met mislike mense in jou lewe, dan wil ek vir jou sê, die Here sal jou battles vir jou fight. Jy hoef nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Jy hoef nie jouself te handhaaf nie. Jy hoef nie reg in eie hande te neem nie. Jy hoef nie jouself te probeer uphold nie. Die Here sal vir jou veg as jy doen wat hy sê. En weet jy wat, as iemand kom jou reputasie te steel, of jou naam te steel, of selfs jou lewe te steel, so Saul, want almal het geweet wat die oordeel is tussen hom en Saul, sal God jou veilig hou soos iemand wat 'n baie spesiale, baie waardevolle coin in die binnesakkie van die handsak sit. Sal God almagtig jou so beskerm en jou help en jou lei. Dawid, jy hoef nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Jy hoef nie payback time te doen nie. God sal dit doen. Selfs al wil iemand jou skade berokken om jou lewe te steel. Jy sien, Abigail het hierdie uit ervaring geleer. Abigail het hierdie uit ervaring geleer. Sy het nie net teorie opgesê, dis nie ietsie wat sy gehoor het nie. Sy het dit geleer en sy het dit geleef. Sy het dit in hierdie oomblik geleef. Sy het haar lewe onder lyn gesit. En sy het gegaan en gesê, wel ek glo die Here gaan my veilig hou, ek gaan doen wat die Here sê, ek gaan doen wat God vir my sê, en dan bid ek dat die Here my in die binnesakkie van sy handsak veilig sal hou as ek doen wat God sê. Dis wat ek gaan doen. En sy sê vir hom, Dawid, so ek stel voor, jy doen hierdie ook. En dan my gunsteling deel aan die einde van daai vers, ek kan net enetjie teruggaan na daai laaste skrifgedeelte toe. Hy sê daar in die laaste gedeelte, mag hy die lewe van die vyande weggooi soos klippe uit 'n slingervel. Weet julle wat doen Abigail hier? Abigail vat hom terug na sy 15-jarige self toe. Toe Dawid daar voor Goliat kom staan het in die vallei van die groot boom. Toe hy daar gestaan, sy sê, Dawid, onthou jy daai dag? Onthou jy daai dag toe in die vallei van die groot boom ingestap het? Jy was nie gewapen gewees nie, jy het nie oorlogservaring gehad nie, jy het nie 'n swaard gehad nie, jy was nie reg gewees om te fight nie, jy was basies totaal onvoorbereid gewees. Onthou jy toe jy daar ingestap het? Maar jy het in daai vallei ingestap want jy het geglo God het vir jou gesê om in daai vallei in te stap. Jy het geglo God het vir jou die opdrag gegee om te doen wat jy moet doen en jy sou doen whatever God vir jou sê. Onthou jy dit? Ja. Onthou jy hoe God jou gehelp? Onthou jy het hy vir jou oorwinning gegee? Onthou jy hoe die Here vir jou deurgekom in daai vallei? Ja, wel Dawid, net soos jy in daai vallei ingestap het en gesê het, ek gaan doen wat God sê, wil jy nie vandag in hierdie vlakte instap, soos jy uit die bergkloof uitkom, na Nabal, na Saul as jy hom iewers kry, na al die mislike mense in jou lewe, en onthou vandag, jy hoef nie kwaad met kwaad te vergeld nie, dink terug, en onthou dat jy hoef nie self reg in eie hande te neem nie, jy hoef nie jouself te avenge nie, God is vir jou, God is by jou, en God sal jou help. Wil jy dit nie doen nie, Dawid, soos jy dit daai tyd gedoen het nie. En dan spreek Abigail in sy toekoms in, en sy sê vir hom hierdie volgende woorde. Sy vra vir hom 'n vraag wat ons so baie hierso by ons vra. En die vraag wat sy essensieel vir hom nie direk vra nie, maar indirek is, Dawid, wat 'n storie wil jy graag vertel as hierdie hele oordeel verby is en dit net 'n storie is om te vertel? Wat 'n storie wil jy eendag vertel? Kom ons lees dit, vers 30. Wanneer die Here al die goeie dinge wat hy oor u gesê het, herinner sy hom, aan meneer volbring het, en hy u as regeerder van Israel aangestel het, mag hierdie voorval dan nie vir u tot 'n kwelling en gewetenswroeging wees, omdat u onskuldige bloed vergiet het deur die reg in eie hande te neem nie. Dawid, wanneer die hele ding verby is en jy's koning en jy kyk terug op hierdie seisoen van voortvlugtige status in jou lewe, jy kyk terug op hierdie seisoen en jy moet hierdie storie vir iemand vertel, wat 'n storie wil jy vertel? Mag jy nie 'n storie vertel van ek het wraak geneem, ek het Nabal geword, ek het hom vernietig, ek het al die mense uitgewis, ek was ongehoorsaam aan die Here gewees en ek het moord gepleeg nie. Mag dit nie die storie wees wat jy vertel nie. Ek spreek in jou toekoms en mag jy 'n beter storie as dit vertel. Maar Dawid, wat jy vandag gaan besluit hoe hierdie moeilike mens gaan hanteer, gaan daai storie vorm wat jy gaan vertel.
Dawid, is dit nie eerder die storie wat jy wil vertel nie? En skielik, uiteindelik, kom Dawid tot sy sinne. Hy kom tot sy sinne. En hy besef, hy is op die punt om op te tree teenoor Nabal, op 'n manier wat glad nie is hoe God wil hê dit moet wees nie, glad nie is wie hy wil wees nie. Hy sal vir God enigiets doen, hy sal moord, hy sal doodmaak en hy sal oorlog voer as dit God se sanction is, maar het vlees uit self, sy eie mob justice, dit is nie wie hy wil wees nie, dit is nie die man wie hy wil wees nie. En hy kom tot sy sin en hy besef, dit is nie hoe ek hierdie ding wil hanteer nie. Samuel, vers 32, 33 en 35, Dawid het vir Abigail gesê, geloofd sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het, om my te ontmoet. Mag jy geseën word vanweë jou insig, en ook omdat jy my vandag verhinder het, om bloed te vergiet, en die reg in my eie hande te neem. Daarna het Dawid die goed wat sy gebring het aanvaar, en vir haar gesê, wees gerus, en gaan maar huis toe. Kyk, ek het in jou versoek gehoor, en ek staan dit toe. Abigail, dankie vir jou wysheid. Dankie vir jou insig. Jy het insig gehad. Ek het nie insig gehad nie. Jy het koelkop gebly, ek het nie. Jy het dit reg hanteer, ek het nie. Jy het gedoen wat reg is, ek het nie. Dankie dat jy tussen beide getree het. Dankie dat jy ten minste na die Here geluister het. Dan kom ons bring hom by mekaar, na ons toe wat vandag hier sit, baie honderde jare later. Die punt wat ek wil maak is, op een of ander stadium het elke een van ons 'n Abigail in ons lewens nodig. Het jy 'n Abigail in jou lewe? Het jy 'n Abigail in jou lewe? Een of ander stadium het elke een van ons 'n Abigail nodig. Ons elkeen het iemand nodig wat ons kan afpraat. Ons almal het iemand nodig wat ons kan de-eskaleer, wat die situasie kan ontlont, wat partykeer ons kan ontlont, nee. Ons elkeen het iemand nodig wat vrymoedigheid neem, om in daai areas van jou lewe in te spreek, wat jy eerder vir jouself wil hou en nie inspraak wil hê nie, soos Dawid. Niemand kom met hom praat nie, Nabal, niemand kom met hom praat nie. Abigail kom en sê ek gaan die vrymoedigheid neem. Het jy so Abigail? Obviously vir mans is dit 'n mans, en vir vrouens, nee. Het jy so 'n persoon in jou lewe? En tweedens, as jy so iemand in jou lewe het, wanneer daai persoon in jou lewe opdaag, het jy genoeg wysheid om na daai persoon te luister? Het jy genoeg wysheid, soos koning Dawid, om jou ore uit te lê en te sê, ek luister, want jy weet daar's reg en daar's verkeerd, en in die middel is daar wys en onwys. Iets kan reg wees, maar onwys. Dis die regte ding. Dawid kan homself regverdig en 'n wens, maar is nie die wyse ding. God se oë was dit verkeerd en sy eie oë was dit reg, maar dis nie die wyse ding om te doen nie. Want hy gaan presies soos Nabal word en dit gaan net eskaleer en dis wat uiteindelik gaan plaasvind daarso. Ek dink elkeen van ons wat vandag hier sit, elkeen van ons wat ingeskakel is, behoort te luister na die Abigails in ons lewe. Dat die Abigails in ons toekoms inspreek en sê, dit is nie wie jy is nie. Wie jy nou hier is, dit wat jy nou doen, dit is nie wie jy wees nie. En ek dink natuurlik die ultimate is dat elkeen van ons self 'n Abigail sal word, eventueel, vir iemand anders, maar ook in die manier hoe ek en jy mislike mense in ons lewens hanteer. Dat ons 'n Abigail sal word, dat ons soos sy met mislike mense sal werk. Maar dat ons ook dit vir iemand anders sal wees. Maar die beginpunt is, kry 'n Abigail in jou lewe. So ek was baie onder die versoeking gewees om die res van die storie net te skep. Gedink ek gaan nie die res van die storie doen nie, want die res van die storie is so half bietjie corny. Okay, die storie eindig so half soos 'n storybook love story. Maar toe dink ek, oh well, dis wat dit is, dis hoe dit geëindig het, dis hoe dit in daai tyd gewerk het, so lees dit saam met my. Vers 26 tot 28. Toe Abigail by Nabal kom, het hy in sy huis 'n feesmaal gehad, soos 'n koning. Dawid was die koning. Hy was soos 'n koning gewees, nee. Dink hy's 'n koning, maar 'n werklike koning tree op soos Dawid opgetree het. Nabal was opgeruimd en baie dronk gewees. Hy het op die tafels gedans, nee. It was amazing. Voor die oggend met ligdag het sy hom hoegenaamd niks vertel nie. Sy het niks gesê nie. Die oggend het Nabal nugter geword. En daar het hy wingerdgriep, hy babbeleer. En toe sy vrou hom al hierdie dinge vertel, hoor hierso julle, toe kry hy 'n beroerte aanval.
toe hy hoor dat sy nou hierdie 200 vyekoeke en die brode en die goed toe nou gegee het in hierdie hele encounter. Hy kry 'n beroerte aanval en hy word heeltemal verlam. Omtrent 10 dae later het die Here hom weer met 'n aanval getref en hy het gesterf. Nou God het baie anders gewerk in die Ou Testament as na die kruis van Jesus, maar uiteindelik is dit wat daar gebeur het. Hy het 'n beroerte gekry en toe kry hy hartaanval en ek wil net hê jy moet weer eens hierso sien, God kan die moeilike mense in jou lewe baie beter hanteer as wat jy hulle kan hanteer. Dit wat jy vir hulle straf, wat jy vir hulle uitdink, hoe jy dink om hulle te hanteer, wat jy met hulle wil doen, God kan dit baie beter doen as jy. God kan dit in styl doen. Los dit asseblief vir die Here. En kry daai mense uit jou hofsaal uit en sit hulle oor in God se hofsaal, nê. So dis wat daar gebeur het en dan die Connie gedeelte wat ek nou maar Connie noem want ek is nie 'n love story ou nie. Is wat dan gebeur is hy vra vir Abigail om met hom te trou want sy is nou weduwee, haar man is dood. So Dawid was ook 'n man wat geleenthede aangegryp het. En hy vra, sal jy met my trou? En hy stuur van sy manne om haar te gaan vra. Dis soos in die laerskool wat jy 'n briefie stuur na jou vriend. Sal jy met my keis, ja of nee? As dit ja is, kry my pouse agter die paviljoen of agter die fietsloods of waaiewer. Okay, en van Abel was dit agter die fietsloods waar ek groot geword het. Maar anyway, so hy stuur sy vriend, sal jy met my trou? En die vriende gaan soontoe en sy sê, ja Dawid, ek sal met jou trou. En die einste mealtrein kry sy bymekaar, hulle het kos vir Dawid gevat, en bring hulle vir haar man. En daar gaan sy saam met hierdie mealtrein, sy en die donkies en van haar diensknegte gaan na Dawid toe. En hulle kyk in mekaar se oë en sy sê, ja Dawid, ek sal met jou trou. En hulle gaan op die donkies na Kanaan toe en hulle staan 'n klein kapelletjie in Kanaan. Onthou hulle waar Jesus water in wyn verander het, baie duisende jare later. Hulle trou daarso, hulle klim op die donkie en agterop hom staan just married en hulle ry so in die sonsondergang af na hulle luxe hotel by die Dooie See and they lived happily ever after. The end. Nee, dit het nie regtig gebeur nie. Dis mense wat soos wow, ek het nie geweet nie, nee. Nee, al wat regtig is hy het haar gevra om te trou en wat toe gebeur het is toe het hulle het toe nou getrou en sy het toe nou na hom toe gegaan. Dis wat basies daarso gebeur het, nê. Maar ek wil afsluit met hierdie en vir jou sê ons het 3 karakters uiteindelik hierso. 3 karakters, 3 verskillende reaksies en 1 hero. Nabal het die goed wat aan hom gedoen is terugbetaal met kwaad. Dawid het die kwaad wat aan hom gedoen is terugbetaal met kwaad. Abigail het die kwaad wat aan hulle gedoen is, het sy terugbetaal met goed. Nabal het 'n verwaande storie geskryf, 'n freakie storie, as jy daai einde lees, nê. Dawid het 'n voorspelbare storie geskryf, want dis wat ons doen, ons retaliate, ons pas die huisterreel toe, nê. Abigail het 'n voortreffelike storie geskryf. So wanneer dit by moeilike mense kom, het jy basies net 3 opsies. Jy het net 3 opsies hoe jy hulle gaan hanteer. Net 3 dinge wat jy gaan doen uiteindelik met hulle, nê. En as jy nie 'n Jesus volgeling is nie, as jy nie 'n kind van die Here is nie, as jy jouself nie 'n Christen noem nie, dan kan jy kies, maar ek hoop jy kies die regte opsie vandag, nê. Maar ek het nie vir jou, jy kan kies, jy kan doen wat jy wil. Jy is die kaptein van jou eie skip, so stuur jou skip waar jy wil, maar as jy Jesus volg, as jy 'n kind van Jesus is, volgeling van die Here is, dan roep die Here Jesus jou om 'n voortreffelike storie te skryf. 'n Goed vir kwaad storie en nie 'n kwaad met kwaad storie nie. En nie as gevolg van Amazing Abigail nie, maar as gevolg van Amazing Grace. As gevolg van Jesus wat hierdie vir ons geleer het en Jesus wat hierdie vir ons gemodelleer het. Sien Jesus aan die kruis. Hy hang daar en hy modelleer vir ons opsie nommer 3. Ek gaan nie kwaad met kwaad vergeld. Die Here vergewe hulle. Sien julle hoe Jesus ook dadelik te doen? Selfs aan die kruis vergewe hy. Dit gebeur met hom, vergewe hy. Hoekom? Want dadelik tree hy op met hierdie moeilike mense. Die mislikste mense van die Romeinse ryk het hom aan daai kruis vasgenaal, nê. En hy kom wys vir ons en hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, want uiteindelik is jy die een wat daardie kwaad in jou lewe gaan inbring. Ons doen dit nie omdat ons in Jesus glo of omdat ons iets oor Jesus glo nie, ons doen dit omdat ons Jesus volg. En as jy Jesus volg, dan verwag Jesus van ons om 'n voortreffelike storie te skryf. 'n Goed vir kwaad storie. Miskien vra jy dalk vandag vir my, maar Dawie, hoe lyk dit in praktyk? Nou ek dink as Jesus self hier moes ingestap gekom het vandag, sou hy geglimlag het en hy sou vir jou gesê het, wel, teen hierdie tyd behoort jy te weet. Dit is die platinum reël. Wat is die platinum reël? Die derde opsie is die platinum reël en dit is doen aan 'n ander een wat ek aan julle gedoen het. Doen aan mekaar soos ek aan julle gedoen het. Dis die platinum reël.
Jy weet dit. Dis wat jy moet doen. En ek is die een wat soos Abigail, nie oor Amazing Abigail nie, maar Amazing Grace, my Grace vir jou wil gee, en jy wil help om dit te doen. En baie keer dink ons die platinum reël beteken, ek moet nou passief wees. Die platinum reël beteken, ek moet niks doen nie. Die opsie nommer 3 beteken, ek doen niks nie. Ek is nie lelik terug met jou nie, ek probeer jou nie beheer nie, ek probeer nie domineer nie, ek doen net niks nie. Maar die platinum reël is nie om niks te doen nie. Die platinum reël is om iets te doen. Dis nie om iets aan die mense te doen nie, maar dis om iets vir die mense te doen. So die platinum reël is nie passief nie. O nee, hy's aktief. Die Here roep jou ook om iets te doen, iets vir hulle. Ek wil afsluit met hierdie laaste vers wat Jesus self gesê het uit die Nuwe Testament. Om jou en Nuwe Testament so bymekaar te bring. Want dit wat Jesus uit die Ou Testament uitgevat het in die Nuwe Testament, en is dit wat volgens ons wil lewe. En Jesus sê vandag vir iemand, maar vir julle wat na my luister, volg jy Jesus? Is jy sy kind, luister jy na hom? Is jy iemand wat agter hom aanstap, hy sê ek praat nou met jou. Vir jou sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Nie net ek slash nie hulle tyres en ek breek nie, weet hulle goed en ek bel nie die polisie, weet, dis nie net ek doen en niks nie. Julle moet iets doen, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed, dis aktief. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Bid vir daai mense. Moenie hulle tyres gaan slash nie. Moenie iemand reël om in te breek by hulle nie. Moenie hulle karaoke kietstuk ingooi nie. Wat in ons geval gebeur het uiteindelik is, die oom van die oom en tannie wat gekaraoke het baie siek geword en eventueel het hy tot sterwe gekom. En die tannie het baie agteruit begin gaan. En eendag sit ek en Melindrie in die huis, en dit obviously het baie stil geword, en nou, dis stil, en iemand kom in ons huis na ons huis toe gehardloop en klop aan die deur en sê, julle moet asseblief kom help, en ons sê, wat is fout? Hulle sê, kom asseblief na die tannie oorkant toe, het gaan nie goed met haar nie. En ek en Melindrie sit daar en ons ding, ja, julle het ons soveel nag gegee, julle het so mislik teenoor ons gewees, nou moet ons julle gaan help, nou moet ons vir julle iets doen, nou moet ons in daai situasie optree. Weet julle wat gebeur toe? Ek en Melindrie besluit, ons sal nie kwaad met kwaad vir geld nie. Here, help ons om 'n voortreffelike storie te skryf, help ons om 'n beter storie te skryf. Dis toe gegaan, dit gaan nie oor eie eer of oor me, myself en I nie, dis net, ek maak die storie klaar. Het was regtig moeilik geweest, ons het ingegaan, ek het haar pastoor of haar predikant gebel, ons het gebid daarso, en 'n paar keer het dit na mekaar gebeur, dat snaaks genoeg elke keer Saterdag aand as ek besig is om voor te berei en sy is besig om te swat. Kom iemand daar aan, die tannie is in 'n krisis, die tannie het hulp nodig, en eventueel kom roep hulle ons en sê vir ons, die tannie het heeltemal uitgepaas, die tannie het nie by haar bewussyn nie. Iemand moet die ambulans bel, iemand moet saam maar gaan. En ons hardloop soontoe en ons probeer haar help en haar bykry, en dis ure, ons bel die ambulans. En uiteindelik kom die ambulans daar aan. Melindrie is in die ambulans saam met haar JST hospitaal toe. Ek moes klaarmaak my voorbereiding. Ek sê te vaak, gaan jou later join by JST. Ons sit daar saam met Tannie by die JST hospitaal. En na 'n hele lang storie, uiteindelik word sy opgeneem in die hospitaal. Die volgende dag ry ons, sy het nie pyjamas nie, sy het nie kind of kraai nie. Melindrie gaan koop vir haar pyjamas en 'n tandeborsel en roompies en al die goeders. Ons vat dit vir haar, ons bid vir haar, staan langs haar bed. En uiteindelik is sy toe getransfer na 'n hospitaal toe in Pretoria, wat ons toe later gehoor het, dat sy oorlede is. Wat is my punt? My punt is, kom ons skryf voortreffelike stories. Vandag is hierdie net 'n storie wat ek vertel. Daai tyd was dit 'n massive reality geweest. As jy eendag dit as 'n storie moet vertel, maak dit nie 'n voorspelbare storie, of 'n verwaande storie, of 'n freakie storie nie, maak dit 'n voortreffelike storie, deur die keuses wat jy vandag maak, en hoe jy daai moeilike mense gaan hanteer. En ek en Melindrie kan terugkyk na die ding, ja, dit was 'n rocky road met daai mense, maar uiteindelik kan ons die storie vertel en sê, it ended well, dit het goed geëindig. Ons het kwaad met kwaad vir geld nie. Ons het goed met kwaad probeer vir geld. Jy sê dalk vir my, Dawie, maar jy ken my nie. Jy ken nie my moeilike, mislike mense nie. Jy ken nie my storie nie. Dit is vir jou maklik om te sê, ja, dit is vir my maklik om dit te sê vandag, dit is. Maar ek het jou nie geroep om my te volg nie. Ek vra jou nie om my te volg nie. Ek vra jou om Jesus te volg. En Jesus sê, as jy my wil volg, is dit hoe dit gedoen moet word. En as jy doen wat ek vir jou sê om te doen, en mislike mense hanteer soos ek vir jou sê, sal ek jou help. Ek sal jou help. Dit is nie maklik nie,
Dit gaan nie easy way wees nie, but I'm going to help you. It's going to be the best way. En jy gaan 'n voortreffelike storie vertel vir jou kleinkinders. Moenie reg in eie hande neem nie. Wees die Abigail vir iemand. Wees die Abigail self in hoe die ding hanteer. Kry 'n Abigail in jou lewe. So ek wil jou vra om te staan. En dan gaan ek hierdie gebed vir jou lees. Ek vra om te staan. Elke een van ons. St. Patrick, hy was 'n eerste sendeling gewees en hy het hierdie woorde geskryf en ek wil vir jou sê as jy vandag hier staan en sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie mislike mense, die mislike situasie soos Abigail hanteer nie. Ek voel soos Dawid. Ek weet nie hoe ek die Nabal in my lewe gaan hanteer, die Saul in my lewe nie. Wil ek jou nooi om hierdie gebed te bid vandag en elke dag saam met my. So hy gaan op die skerm wees en ek wil hê jy moet net luister na hom. Wil jy moet na die woorde kyk en hy gaan hom vir jou voorlees. As I arise today, may the strength of God pilot me, the power of God uphold me, the wisdom of God guide me. May the eye of God look before me, the ear of God hear me, the word of God speak for me. May the hand of God protect me, the way of God lie before me, the shield of God defend me, the host of God save me. May Christ shield me today. En hoe is dit moontlik? Hierdie volgende woorde. Christ with me. Christ before me. Christ behind me. Christ in me. Christ beneath me. Christ above me. Christ on my right. Christ on my left. When I lie down, Christ when I sit. Christ when I stand. En dan vir die mislike mense in jou lewe, Christ in the heart of everyone who thinks of me, Christ in the mouth of everyone who speaks of me, Christ in every eye that sees me, and Christ in every ear that hears me. Dankie Here dat ons hierdie gebed vandag kan bid oor onsself, Here, kan bid en inspreek in ons moeilike situasie, Here, in ons moeilike mense, Here. Is van ons wat na sekere mense, sekere goed kyk wat aan ons gedoen is en ons weet nie ons dit gaan hanteer nie. Ons weet nie, Here, ons dit gaan face nie. Ons voel soos Dawid, Here, bloeddorstig, maar mag U, Here, kom vandag en vir ons kom help. Mag ons Amazing Abigail se voorbeeld volg, maar mag U vir ons die Amazing Grace kom gee om hulle te hanteer, Here, soos ons geleer het uit hierdie storie uit. Ek bid, Here Jesus, dat U die senter sal wees. Ek bid dat U vir ons sal help. Ek bid dat U vir ons sal lei, Here. Dankie Here vir U liefde. Dankie Here vir U genade. Dankie dat U wil hê, Here, ons voortreffelike stories moet skryf. Ja Here, ons wil nou sommer 'n pen vat en net krap en skribbel en ons wil net ons woede uithaal, maar U sê nee. Ons kan nie kwaad met kwaad vergeld nie, Here. Help vir ons om die goed mee te vergeld teenoor die kwaad wat aan ons gedoen is, Here. Help ons om die kwaad, help ons om dit terug te kry. Help ons om nie te ignoreer nie. Goed vir kwaad, goed vir kwaad. Here, U is die perfekte voorbeeld. Help ons asseblief vandag. En daar waar jy staan, wil ek jou nooi om dit in jou hart te bid vandag en te sê, Here, help my asseblief vandag. Help my asseblief. Christ in me, Christ before me, behind me, beside me. Christ in every encounter and every person. Here, U alleen is een wat my kan help met dit. O, en Hy sal. Ek bid dit vandag in die naam van ons Koning Jesus. En dankie Here dat U vir ons help en almal sê saam. Amen. Mag Here jou ryklik seën. As jy spesiale gebed nodig het, kom vorentoe, ons is hierso. Ons wil graag saam met jou bid. Op 'n wonderlike dag sien jou met Moedersdag volgende naweek.